Goeiedag, baie welkom by sessie 4 van module 2, waar ons praat oor die identiteit van 'n disipel. Nou in hierdie sessie wil ek spesifiek bietjie gesels oor ons nuwe lewe in Christus. Ons het nou al baie daarop gewys dat ons in Christus totaal nuut gemaak is. Die ou dinge is verby, alles het nuut geword. Maar as jy nou mooi dink aan die praktyk van die lewe, hoeveel mense ken jy wie se lewens regtig radikaal verander het nadat hulle Christene geword het en volgelinge van Jesus geword het? En hoe dikwels is dit nie so dat baie kinders van die Here maar presies met dieselfde gedragspatrone sukkel as die wat hom nie ken nie. Hulle is maar net so ongeduldig, so gou op hulle perdjie, so lig geraak vir kritiek. Daar's net so baie ego-gedrewe gedrag baie dikwels by kinders van die Here as by ander mense wat hom nie ken nie. Hoekom is dit so? Nou ek dink dit het baie daarmee te doen dat ons vir jare lank die boodskap van die evangelie verskraal het daartoe dat dit net daaroor gaan dat jy geloofsekerheid moet kry, sodat jy weet jy gaan eendag hemel toe. En met geloofsekerheid word bedoel dat jy op 'n punt moet kom waar jy Jesus moet aanneem as jou verlosser en saligmaker. Dan is jy gecover, dan is jy alright. Nou as jy na daai twee woorde luister, verlosser en saligmaker, dan is dit net amper soos 'n versekeringspolis teen die hel. Dis iemand wat jou verlos, wat jou salig maak. Maar Jesus is nie net 'n verlosser en saligmaker nie, hy is dit wel. Maar hy is ook die Here van ons lewens. Hy wil ook sy heerskappy in ons lewens herstel, dat ons weer onder sy heerskappy hier as sy verteenwoordigers kan leef. Nou ek dink nog 'n ding wat daartoe bygedra het, is dat mense onder hierdie indruk leef, dat ons bly maar sondaars. Ons is nou net verloste sondaars. Ek meen, ek onthou hoe ek as kind baie keer saam met my pa rondbeweeg het, wat ook 'n dominee was, en hoe hy dikwels, veral in die platteland, met die boere gesels het en op die plaas kom en vra hoe dit gaan en so, en dan sal die mense sê, ag dominee, dit gaan goed, maar ons is nou mos maar net sondaars. So daai ding van ons is nou maar net sondaars, is so diep in baie mense ingegrynd, dat hulle dit eintlik as 'n verskoning gebruik, om maar so te leef, en te bly vashak by ou gedragspatrone. En dis nie die boodskap van die Bybel nie. Die boodskap van die Bybel sê wel, ons het oor jare lank sekere sondige gedragspatrone aangeleer. Maar nou in Christus en deur die Gees wat in ons woon, kan ons dit weer onder die heerskappy van Christus afleer, sodat ons ook in ons gedrag en optrede al hoe meer verteenwoordigend van Christus se manier van lewe uitleef. Sy goedheid, sy liefde, sy vriendelikheid, sy geduld, dat dit deel van ons word. So ons het daarop gewys dat ons nuwe status in Christus juis is dat ons nou heiliges is. Ons is in Christus geheilig. Nou dit beteken op geen manier dat ons sondeloos is nie. Die woord heilig beteken nie sondeloos nie. Die woord heilig beteken doodgewoon afgesonder met 'n doel. Ons is in Christus afgesonder met die doel om vir hom te leef, om onder sy heerskappy te leef. Dit is die doel waarvoor ons bestaan, om hom te verteenwoordig. En daarom sal Paulus byvoorbeeld, as hy aan die gemeente skryf, dan skryf hy aan ouens wat groot probleme het, wat baie met sondige gedrag sukkel. Jy sien dit duidelik in sy briewe, maar hy spreek hulle aan as die heiliges in Christus Jesus. Die 1984 vertaling het dit vertaal met hulle wat afgesonder is in Christus, want dit is wat 'n heilige is. Die nuwe vertaling het weer heiliges in Christus Jesus. So dit is ons status, ons is heiliges, en dit is wat ons moet onthou. Omdat ek 'n heilige mens is, moet dit vir my herinner daaraan, dat ek nie veronderstel is om voort te leef in die sonde nie. Ek word dus nie heilig omdat ek minder sonde doen nie, maar omdat ek heilig is, moet ek onder die leiding en beheer en die genade van God al minder sondige gedrag uitleef. So hoe kan verandering dan plaasvind? Nou ek glo absoluut dat dit gaan daaroor wat Paulus sê, ons denke moet verander. Ons moet nie net kennis neem van sekere feite nie. Hierdie waarhede wat ons leer,
moet by ons onderbewuste uitkom. Want jy sien, dit is ook 'n fisiologiese ding. Jou gedragspatrone is gebaseer op verbindinge wat in jou brein gevorm is oor jare heen. Elke keer as jy op 'n sekere manier optree, dan is daardie sinapse vorm op 'n sekere manier, in die leuke taal praat ons sommer van breinpaaie, wat dan maak dat jy outomaties op 'n sekere manier optree. En daai outomatiese, baie keer sondige reaksies, gaan nie net so outomaties weer verander as jy nou 'n kind van God word nie. Dit gebeur deur te leer om vanuit 'n intieme gemeenskap met God voor hom te kom, vanuit hom te leef, vanuit sy leiding, vanuit sy raad, vanuit sy wysheid. Wat Christus Jesus baie dikwels gesê het, sonder die Vader kan ek niks doen nie. Wat ek nou hier gaan deel, kan jou lewe totaal en al verander. Dit is regtig kragtige materiaal wat jou kan help om te verstaan hoe daai verandering kan plaasvind. Want dit gaan nie gebeur deurdat jy harder probeer nie. Jy sal dit nie reg kry nie. Maar daar is 'n manier wat jy in afhanklikheid van God wel verander kan word deur die werking van die Gees baie diep binne jou. So ek stel hier voor dat jy hier 'n sekere oefening doen wat ook op 'n bloot wetenskaplike basis al bewys het dat dit 'n manier is waarop mens gedrag kan verander. Maar die manier wat ons dit hier doen is nog op 'n dieper vlak, omdat ons dit voor God bring en van hom vra om die verandering in ons te bewerk. Nou kry vir jou 'n plek waar jy rustig en stil kan word. Jou kan afsonder, net sonder onderbrekings by hom kan stil raak. Sit gemaklik, begin deur diep asem te haal, fokus op jou asemhaling, raak dan bewus daarvan dat God binne jou woon, dat hy teenwoordig is. Fokus op sy teenwoordigheid. Nou terwyl jy dit doen, gebeur daar fisies ook iets binne jou breingolwe begin stadiger raak. Jy kom nader aan die onderbewuste alreeds. Sien jouself amper dat jy voor hom staan of sit of by Jesus is en vra dan vir hom die volgende vraag. Vra vir hom: Here, hoe sal my lewe lyk van dag tot dag as ek leef as u verteenwoordiger? En wag dan op hom. En dink aan al die plekke wat jy jou elke dag by uitkom. En sien jouself daar soos wat jy normaalweg daar optree. Of dit nou in die verkeer is, of dit by jou werk is, of dit tussen jou vriende is, of dit op die sportveld is. Sien jouself as sy verteenwoordiger en laat hy vir jou wys. Hoe sal jou lewe lyk as jy hom verteenwoordig? En watter gedrag verteenwoordig hom glad nie, maar net jou eie ego. Probeer daai onderskeid raak sien. So wag op hom tot jy 'n prentjie kry. En ek kan jou waarborg, dit sal 'n prentjie wees waar jy as verteenwoordiger van God baie anders as normaalweg optree. Dit gaan heel waarskynlik iets wees van waar jy baie rustiger is, kalmer is, met meer empatie reageer, vriendelik bly, waar jy besef die lewe gaan nie oor myself nie. Ek hoef nie op te tree in aandrang van die ego om myself te laat geld nie. Ek hoef nie oorhaastig te kritiseer of ongeduldig te raak nie, want ek is hier as God se verteenwoordiger. Maar kry vir jou baie duidelik in jou onderbewuste daardie prentjie. Leef jy daarin. Sien jouself byvoorbeeld hoe jy anders optree dan as normaalweg. Hoe jy anders reageer as normaalweg. Vat nou maar 'n voorbeeld in die verkeer, die van julle wat baie dikwels in moeilike verkeer sit en so opgewerk raak daardeur, veral vir die taksies wat voor jou inry of wat dit ook al mag wees. Sien jouself in so 'n situasie waar dan hierdie taxi reg voor jou stilhou of voor jou inry, hoe jy altyd kwaad en opgewerk geraak het en jou ego net wil skree of die hoeter blaas. Maar nou as verteenwoordiger van God, hoe jy ontspan, hoe jy rustig is, hoe jy weet jy's hier om God te verteenwoordig, selfs al is jy haastig. En jy dalk vir hierdie taxi bestuurder vriendelik kan waai. Wonder wat sy reaksie sal dit by hom uitlok. Maar sien jouself hoe jy anders optree. Jy kan dink aan enige situasie. 'n Moeilike vergadering waar jy dalk
angstig is oor jy sekere goed moet verdedig of normaalweg maklik opgewerk raak, waar jy dalk verskil van een of ander persoon in daai wat jy weet wat in die vergadering gaan wees. Sien jouself hoe jy kalm bly, rustig jou saak stel en beleef dit asof dit werklik gebeur. Nou sien die wonder van die fisiologie, ons samestelling is so dat die mense wat navorsing oor die brein doen, sê as jy so oefening doen, dan interpreteer jou brein dit as iets wat werklik gebeur. En daarom word daar nuwe verbindinge in die brein gevorm. Veral as dit gaan oor die uitdaging om met liefde en dankbaarheid in genade op te tree, dan vorm daar totaal nuwe verbindings in die brein. En as jy so 'n prentjie en so 'n beeld van God ontvang, wat hy vir jou wys, hoe dit sal lyk, dan is dit soveel kragtiger, terwyl jy weet, jy is nie net besig met 'n oefening nie. Ook die Gees van God is nou besig om in jou bekend te maak, oop te maak, wat hy van jou vra, en hy gaan dit ook in jou verander, hy gaan dit selfs in jou brein verander. En dan sal jy ervaar, as jy dan weer in daai situasie kom, kan ek jou waarborg, mettertyd, nie na een keer se oefening nie, jy kan dit weer en weer doen, maar mettertyd gaan jy die genade ontvang om te kan ontspan en werklik te kan optree as God se verteenwoordiger. So, ek glo absoluut dat dit een van die redes is waarom ons die voorreg het om in egte, intieme gemeenskap met God te leef. Om juis met ons diepste self, hierdie goed waarmee ons sukkel, wat vir ons moeilik is, na God toe te gaan, by hom te gaan sit, vir hom te vra, Here, wys vir my, hoe sal my lewe lyk as U in beheer is? Geef my die prentjie. Here, skenk nou vir my in die genade dit wat ek nodig het. Dink dit was Augustinus wat gebid het, wat hy gesê het, Here, skenk aan my dit wat U vra, en vra dan enigiets wat U wil. Om daai afhanklikheid te erken, en dit voortdurend in jou stilte tyd in te oefen, en dan sal jy ervaar, dat jy jou gedrag ook verander deur die genade van God. Dat dit nie iets is wat jy op jou eie gaan probeer, om dit te probeer regkry nie, dit sal nie werk nie, maar op hierdie manier, om dit in so afhanklikheid van God, vanuit sy gemeenskap met hom, te doen en in te oefen, en van hom te vra, kan ek jou beloof, dit sal verander, en mense sal ook die verandering al meer raak sien. Baie dankie dat jy weer saam geluister.